Blaai saam met my na Openbaring hoofstuk 13. Openbaring hoofstuk 13. Ek wil hê jy moet die Bybel daar oophou. Hoofstuk 13. Ek praat met u oor hierdie onderwerp. Die wêreld se tyd is stadig maar seker besig om uit te loop. En dan hierdie woorde dat die digitale ID. So daar is al besluite geneem en ek gaan dit weer vanmôre net vir u noem. Al in 2022 is die eerste besluit geneem om hierdie waar te maak vir einde 2026, 2022, 2024 en 2024 die datum neergesit daar. En ek wil vanmôre vir u wys in hoeveel advertensies hierdie dinge al was om jou en my te breinspoel en ons lees oor hierdie advertensies, ons sien dit. Hoeveel van u het vanmôre die 8 uur nuus geluister oor RSG? Kan ek vir u net sien? Môre net voor die diens. Nou ek is nie die enigste persoon wat dit gehoor het nie. Magda, vertel gou vir my, wat het jy gehoor? Staan net daar. Vertel wat het jy gehoor. Sê hard. Maak jou ore oop. Luister oor RSG. Kyk hoe dit hoe dinge gebreinspoel. Ek gaan nou vir julle dit wys. Die rympie wat gelees word, hoe Magda dit vanmôre sê, toe sê ek het gesê ek het vanmôre net voor die 8 uur nuus het ek dit het hulle begin doen. Hulle weet nou watter tye om te gebruik. En ons leef in 'n laatyd. En ek gaan nou vir julle 'n paar dinge wys. Eers vir julle hierdie dinge lees uit God se woord. Wat sê God se woord oor hierdie tyd waarin ons lewe? Dit is belangrik. Dis dis nuus, vars nuus, God se woord. Vertel vir jou en my presies waar ons staan, wat is besig om te gebeur. En voordat ek dit lees, kom ons bid net 'n woordjie gou saam. Maak jou hart baie stil. Sê Here, maak my hart oop vanmôre vir hierdie waarhede. Maak my geestelike ore oop, Here, vir hierdie waarhede. Want ek wil vanmôre vir u sê, liewe gemeente, liewe vriende, ons moet wakker wees. Jesus het 'n woord gebruik, waak en bid. Waaksaam wees. Here Jesus, ek wil vanmôre vir u baie dankie kom sê vir die voorreg dat ons so by mekaar kan wees, so om die woord kan kom sit, kan kom blaai deur die woord. Dankie dat die woord vir ons waarsku, dankie dat die woord vir ons presies sê wat gebeur, wanneer dit gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur. U het nie vir ons in die duister gelaat nie. U het nie vir ons oningelig gelaat nie. En Here, ons hoor hierdie dinge. En dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op ons skouers. Want ons moet reageer. Here, ek wil kom bid dat u vir ons sal wakker skud. Miskien uit 'n gemaksone, of miskien uit hierdie
vertraag my neagtige houding wat ek het. Ag, dit gebeur reg oor die wêreld, dit gebeur, en die Here, hulle vang ons met mooi woorde, dis veilig. Jy gaan veilig wees, jou inligting gaan veilig wees, dit gaan makliker wees, jy hoef nie meer op straat te wees nie, jy hoef nie meer soontoe te gaan nie, alles word net makliker, en vir elke ding wat hulle sê, Here, is daar 'n goeie verskoning en 'n goeie antwoord voor. Maar stadig maar seker, Here, trek hulle die net in, hulle trek die tou in. En ons raak net al hoe meer in 'n dieper slaap. Kom vanmôre, Here, Heilige Gees van God. Ek kom maar net hierdie waarhede bring. En Here, U, deur die werking van U Heilige Gees, kan hier in die harte onrustigheid bring. Nie oor dit wat ons net hoor nie, maar oor ons geestelike toestand. Here, dit moet verskriklik wees om hierdie dinge te weet en agter te bly. Om te weet, my saak met God moes reg wees. En ek moes op datum wees. Ek moet in 'n vars verhouding, 'n nuwe verhouding met hom staan. Ag, ek het maar net uitgestel. Miskien tot volgende Sondag, miskien selfs tot vanaand. Here, as hier vanmôre iemand sit, en hy of sy is nie met U op datum nie. As hy of sy geestelik teruggeval het, as hy of sy vanmôre U kind nie gees vervuld is nie, skep 'n behoefte. Skep 'n behoefte. Om vanmôre in hierdie diens te sê, Here, hier het ek nodig om met U 'n ontmoeting te kan hê. Dankie dat ek dit vanmôre kan vra. En Here, as ons nou U woord gaan lees, wil ek bid, kom breek dit vir ons oop. U woord sê dit, U woord waarsku. U woord wil ons inlig. En Here Jesus, ons sien hierdie dinge. Ons sien dit. Ons sien dit rondom ons. Help ons om dit in die woord ook raak te sien. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees uit Openbaring 13. Openbaring 13. Nou, die eerste gedeelte sal u sien, ek hoop jy het in hierdie week Openbaring 13 gaan lees. U sal nou sien as jy Openbaring 13 lees, hy bestaan uit 2 dele. Hy praat hier en hy sê in hoofstuk 13 vers 1, kyk gou daar, ek wil weer die aandag daarop vestig, want dit is belangrik. Hy sê, en Johannes sê, en ek het 'n dier uit die see sien opkom. Dis nou nie die letterlike see nie, nee. Dis die see van nasies. Hy sê, daar gaan 'n man opstaan, en ek wil dit vanmôre vir u sê, ek glo dit met my hele hart, hy gaan uit die Midde-Ooste uit opstaan. Dit moet 'n man wees wat vir die Jood aanvaarbaar gaan wees, en vir die res van die wêreld aanvaarbaar gaan wees. So my persoonlike opinie is, hy gaan uit die Midde-Ooste opstaan, hierdie man. Die wêreld is reg vir so 'n man. Want as jy 'n bietjie meer lees oor hierdie dier, hy's die anti-kris, dan gaan hy gaan leiers bymekaar uitbring. Hy gaan vrede bewerkstellig. Wat is die wêreld se grootste behoefte vanmôre? Na leiers, na leierskap. Ons het nie leiers nie, vriende. Dis hoekom die wêreld gaan soos wat dit gaan. In hierdie toestand is. Ons het vrede nodig. So die wêreld is reg vir so 'n man om op te staan. Hoor gou mooi. Daar's net een rede. Kom ek sê twee. Maar die Bybel noem 'n paar redes, maar ek wil vanmôre sê daar's 2 redes. Een van die redes is hoekom Jesus nog nie gekom het nie. Hoekom hy nog nie sy bruid kom haal het nie, want die Bybel sê die Here vertraag nie. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie sy beloftes, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en hy wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie. Een van die redes hoekom Jesus nog nie gekom het nie, en hoekom hy nog nie sy bruid kom haal het nie, is hierdie rede, daar's mense wat nog nie gereed is nie. Daar's mense wat gaan agterbly, as Jesus gaan kom. Dis 'n verskriklike gedagte. Terwyl ek voorberei, bid ek vir my familie. Ek bid vir vriende, ek bid vir mense, ek bid vir hierdie gemeente. Ek sê, Here, daar's mense in hierdie gemeente wat slaap, wat vasslaap.
geestelik. Skud hulle wakker. Die tweede rede is, die Bybel sê in Paulus in 2 Tessalonisense, hy sê, daar is iets wat maak dat die antichrist nog nie geopenbaar kan word nie, dis die bruid van die Here Jesus. Het jy dit al gelees? Blaai gou saam met my. Kyk gou daar. 2 Tessalonisense, jy moet dit lees saam met my. 2 Tessalonisense 2 vers 7. My Bybel op bladsy Nuwe Testament 249. Hoor hoe beskryf Paulus hierdie antichrist. Kyk gou van vers 4 af. Vers 3. 2 Tessalonisense 2 vers 3. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Nou noem hy dit hoe. Hy sê, want eers moet die afval kom. Beleef ons dit nie, vriende? Daar's 'n duisternis wat oor hierdie wêreld heen gekom het, neergesak het. Die gees van die antichrist is losgelaat. Hy sê, eers moet die afval kom. Openbaring 22 sê hy wat vuil is, sal nog vuiler word. En hy wat skoon is, sal nog skoner word. En hy wat heilig is, sal nog heiliger word. Hier sal die afval kom. Hoor mooi. En dan die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God is. Wat beteken antichrist? Die teenoorgestelde. Dan die mens van sonde is een van sy naam. Hoor nou mooi vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Terwyl ek hier in hierdie kerkgebou sit, in hierdie diens sit, is die verborgenheid van die ongeregtigheid aan die werk. Ek wil dit gou vir u hier sê. As ek praat met u oor die digitale ID, as ek met u praat oor die digitale geldstelsel, as ek met u praat oor hierdie digitale datastelsel, hoor gou mooi. Jy moet dit mooi besef, dis nie 'n masjien wat 'n masjien daar geplaas het nie. Dis iemand wat daardie dinge programmeer. Wie's daardie iemand? Het jy al daaraan gedink? Wie sit agter al hierdie dinge? Hoor wat sê die Bybel, die ongeregtigheid is aan die werk. En dan gebruik hy hierdie woordjie en hy sê, net totdat hy wat hom teehou uit die weg geruim is. Hoor gemooi? Hy wat hom teehou uit die weg geruim is. Dis die bruid van die Here Jesus. Gaan jy saam? Dit is 'n geweldige gedagte om daaraan te dink dat my lewe kan maak en jou lewe kan maak, hierdie gemeente as ons so 'n lewe kan maak dat die antichrist nog nie geopenbaar kan word nie. Die ongeregtigheid is al wel aan die werk, maar hy kan nog nie op die toneel kom nie, omdat die bruid nog nie weg is nie. Ek en jy moet eers weg wees. Dan kan hy kom. Geweldige gedagte nie. Hoe leef jy? Hoe leef ek? Is dit vanmôre op my lewe van toepassing? Weet jy wat? Die antichrist kan nog nie geopenbaar word nie, omdat ek op aarde is. Groot gedagte nie. Nou sê Johannes in hoofstuk 13 van Openbaring, hy sê, en ek het die dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy kop 'n naam van godslastering.
Nee, en dan sê hierdie woorde, vers 3, die B-gedeelte. En die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangegaan. Hoor gou mooi, jy moet hierdie woordjie omkring. Wow. Kyk wat kan hierdie man doen. Verwonderd, hy gaan oplossings hê. Hy gaan antwoorde hê. Hy gaan nasies bymekaar uitbring. Hoekom het hierdie man nie al lankal op die toneel verskyn nie? Gaan ons reaksie wees? Verwonder. Hierdie dier is die anti-kris. En dan kom hy in vers 11, dan hier sê hy, die dier kom uit die see uit. Hier praat hy weer van in hoofstuk 13 vers 11, hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, hoor hierdie dier. Net soos 'n lam, so sag, ag broers, susters, moenie bekommerd wees nie. Hoor jy dit? Ons almal is kindertjies van die Jesus en ons is almal op pad hemel toe. Hy is niemand anders as die valse profeet. Die valse profeet wat mense aan die slaap maak. Hy lyk soos 'n lam, so onskuldig, hoor gou mooi. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, en hy het gepraat soos 'n draak. Hy het gepraat. Hy lyk soos 'n lam. Maar dit wat gesê word, dit wat hier uitkom, pas nie by die lam nie. En hoor nou mooi. Wie maak dit vir die anti-kris maklik? Die valse profeet. Hierdie dier, kyk wat doen hy. Nou sê hy, en hy, hierdie dier, oefen al die mag van die eerste dier uit. So die eerste dier kom, en hy gee hom al hierdie mag, die anti-kris gee vir die valse profeet al hierdie mag, en hy sê, weet jy, hoor gou mooi, Paulus sê, hulle is al aan die werk, so daar kom ek, noem het, maak het vir jou kinderlik, verduidelik het vir jou so kinderkrans, taal, hierdie anti-kris sê vir die valse profeet, hoor gou mooi, ek gaan jou gebruik, ek gaan vir jou mag gee, en hoor gou mooi, wat moet jy doen? Hy sê, en hy maak, dat die aarde, en die wat daarop woon, die eerste dier, hoor gou mooi, ek gaan jou gebruik, dat jy dit vir my maklik sal maak, dat die mensdom, die aarde, my sal kan aanbid. Maak hulle gewoond aan my. Kijk wat hier staan, maak hulle gewoond aan my. Hoor gou mooi, hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat aan hom gegee is voor die oë van die dier te doen. Wauw, die valse profeet doen tekens, hoor gou mooi. Daar gaan nog snaakse dinge in kerke in plaas van, hoor. En mense gaan sê, kyk mooi, kyk wat doen die. Dan sal ek alles koppel aan die werk van die Heilige Gees. Die valse profeet, hoor nou mooi. En dit is omgegee, 3 maal hierdie woorde, jy moet dit gaan lees. En 3 maal sê die Bybel hierdie woorde in hierdie hoofstuk, en dit is aan hom gegee, hy het dit nie gehad nie. Jy moet nou 'n bietjie begin dink. Hy moet 'n beeld wees, en dit is aan hom gegee. Wat is aan hom gegee? Gees is aan hierdie dier se beeld gegee, sodat die dier ook kan praat. En maak dat almal gedood word wat hierdie dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoof gegee word. Wat sê die Bybel van hierdie kontantlose stelsel wat aan die kom is? Al hierdie dinge waaroor ek met jou praat, dis nog nie die merk nie, ek gaan dit vir jou sê vanmôre 'n paar keer, dis die voorlopers, want die anti-kris gaan aan elke mens. Hy noem die kategorieë hier, hy sê aan almal, dan spesifiseer hy sê klein en groot, kinders,
groot mense? Vriende, ek bid so vir ons kinders, ek bid so vir kinders, ek bid so vir ouers, dat hulle kinders in die weë van die Here sal grootmaak. Wanneer het jy al gedink, as jy moet deel wees van hulle, van die bruid, en jou kind moet agterbly, en hy moet hierdie merk ontvang? Of ouers wat moet agterbly en weier om hierdie merk te ontvang, hoe gaan hy 'n kind gaan grootmaak? Het jy al aan gedink? Jy moet maar daarin begin dink. Dit sal jou motiveer, dat jy reg lewe. Klein en groot, ryk, arm, vry mense, slawe, maar by hom gaan dit nie meer oor, die almal word onder dieselfde kam geskeer, 'n merk gegee word. Op die regterhand, die Bybel sê baie uitdruklik, op die regterhand en op die voorkop, sodat niemand kan koop of verkoop, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Die B-gedeelte van vers 18, want die getal van 'n mens en sy getal is 666. 666. Hier beskryf die Bybel die kontantlose stelsel. Hier beskryf die Bybel wat gaan gebeur as ek en jy nie daai merk op ons hand gaan hê, of op ons voorkop, ons sal nie kan koop of verkoop nie. Ek wil vanmôre weer begin deur hierdie vir u te wys dat die digitale ID maak die weg oop. Dit berei die weg. Dit maak 'n teerpad vir die kontantlose stelsel. Ek wil jou 'n paar dinge net wys. Ek het verlede week vir u vertel van ons president wat in Januarie by in die parlementsopening het hy dit aangekondig. En hy het gesê aan die einde van 2026 Desember, aan die einde Desember 2026 gaan die digitale ID in werking wees in Suid-Afrika. Daar is sy advertensie. The Green Book. Daar sê dit. Daar wys hy dit. South Africa will launch a nationwide digital ID system before year end. Daar is dit. Dis nie meer wêreld nie, vriende. Dit raak jou en my. Raak ons in Suid-Afrika, burgers van ons land. Ja. Good news, Home Affairs is accepting walk-ins for smart ID cards and passports. Daar is die smart card. Ek hou vir jou wys hoe hy lyk. En daar is die digitaal. Jy kan nou al naslaan, jy kan 'n bietjie ingaan en sê hulle vir jou presies hoe jy moet maak. Hoe jy jou foon nou al kan begin instel. Daar is die smart ID card. Jy sal sien wat hier gebeur. Agterop. Hulle gaan vir jou daai tekenkie ook opsit. Wat gaan wys? Daai gaan braille wees. So enigiemand kan dit lees. Wat net vir my baie interessant is, ek moet dit vir u sê, ek wil dit op my hart sê, is my snaaks dat hulle nog daar sit manlik of male, female of hulle moet eintlik daar gesit het 'n D, dit, dan raak dit met die hele alfabet D, G, T, L, G, wie ook al, maar hulle sit nog daar, dat ek en jy kan besluit of ons manlik of hoe wees, nee? Daar is hy, kyk gou mooi. Daar gaan jou van wees, van jou naam, daar sê hulle dit presies. Daai deel gaan braille wees. Daar gaan deur laser gedoen word dat dit nie sogenaamd vervals kan word nie. Here's what the new card looks like.
size the same as the bank card. Dit lyk mooi nie. Kyk die banke. Absa join Smart ID as raai weer vir jou wys wat het Home Affairs gedoen. Sien jy hoe smelt hulle saam? Kyk daar. Absa, Capitec, Standard Bank, FNB saam met Home Affairs. Sien jy hoe werk? Kom vinnig in. Weet jy hoe vinnig kan jy hierdie kaart kry? Daar Standard Bank se advertensie. In partnership hoof Home Affairs. Jy hoef nie meer in die ry, ag weet jy, dis nou maklik, jy hoef nie Home Affairs te gaan binnelandse sake nie. Kom staan sommer hier by ons in die ry. Sommer net hier vinnig. Ons het mos jou hoor mooi, ons het jou inligting, hoor mooi. Hulle het jou inligting op daai stelsel. Die oomblik wanneer jy jou inligting hier gee, is jy wêreldwyd op 'n datasisteem en ek gaan vir jou wys waaroor dit gaan. Good news. Standard Bank, 200 branches, 200 takke. Het ingekoop. Daar's Capitec, Home Affairs. In 9 weke 127.364 Smart ID's uitgereik. Daar by ons gekom, nee. Weet jy een, besit jy een. Nou wil ek vanmôre begin deur dit vir u te sê, die digitale ID en die digitale stelsel, die geldstelsel waarna ek nou vanmôre begin verwys, is nie. Jy het nou mooi gehoor, ek het dit vir die baie mooi dit gelees. Dis nie die merk van die dier nie. Nou Johan, hoekom kan ek dit nie vat nie? Jy kan dit môre gaan vat, as jy beheer wil word, hier kom die woordjie. Dit hang af hoe vinnig jy hom vat, so vinnig gaan hy jou begin beheer. En ek sê vanmôre vir hierdie gemeente, ek sal so ver as moontlik, ek sal van die laastes wees, wat ooit in 'n ry sal gaan staan, om dit in die hande te kry, want ek het besluit, ek gaan nie beheer word nie. Want as hulle al my data het, dan is dit wêreldwyd en hulle gee baie redes, hierheen is vir veiligheid en hierheen is vir dit en dat, hoor mooi. Jy moet vanmôre die besluit neem in jou hart, wil jy beheer word of wil jy nie beheer word nie. Hierdie is die begin van 'n geweldige werking van die bose, ek wil dit vanmôre vir jou wys. Hierdie is alles voorlopers. Die digitale ID, die digitale stelsel, die geldstelsel, al daardie sisteme is voorlopers. Dis 'n teerpad wat hulle ooprol vir jou en vir my. En weet jy wat, dit maak jou en my al hoe meer ontvanklik daarvoor. Ek wys vir jou advertensies. Kyk 'n bietjie wanneer hulle watter advertensie waar wys. Altyd in gesinstyd, altyd in spitstye sal hulle hierdie saadjies saai sodat ek hier dit net moet hoor. Hulle maak ons net al hoe meer gewoond hieraan. Ag Johan, is jy nie nou nog al hoor mooi, ek wil jou inlig. Want hulle gaan mense by die syne vang. Hulle gaan kerkmense, hulle gaan kinders van die Here, gaan hulle vang hiermee. En jy gaan deel wees van hulle netwerk. En ek het besluit, en ek sê dit vanmôre vir hierdie gemeente, ek het besluit, ek gaan nie vinnig deel word van hulle netwerk nie. Ek gaan nie. Ons word alreeds deur slim tegnologie beheer. En aan die einde gaan die anti-kris hierdie slim tegnologie gebruik tot sy voordeel. Ek wil jou vertel. Verlede week, ewe skielik kan my foon nie uitbel nie. En ek kry ook nie oproep nie. Ek kom agter, miskien is dit nou maar miskien die manier wat die Here wil hê ek moet nou nie op my foon wees nie, want my foon is baie stil. En later wil ek oproep maak, maar ek sien my foon is stil. Ek kry niks en ek kry net miscalls. Hy word net so gewys, miscalls. En ek kry boodskapies. Daai het my gebel en daai het my gebel. En ek probeer uitvind, nou wat is hier 'n fout? En ek gaan toe daarna Vodacom toe en die persoon sê vir my, sit net.
en hy skakel daar 'n nommer, en hy praat daar met 'n persoon, en dit raak my altyd as iemand nie eers groet nie, en ek sê vir die persoon, hoor gou mooi, sê gou vir my, hy maak nou my foon 100% reg, ander kant gee vir hom presies die inligting, wat hy moet doen, hoe hy moet doen, hy sê vir die persoon, hoor gou, hier sit 'n persoon, en dis die selnommer, hy kan nie uitbel nie, en hy ontvang ook nie oproepe nie, en ek hoor, hy's hard, hy vertel presies wat om te doen. Ek sê vir hom, 'n mooi stem, alles, ek sê vir hom nou, groet julle nie mekaar nie, en sê julle ook nie tata vir mekaar nie, en hy kyk my so, hy sê vir my, dominee, ons praat met 'n masjien, en die masjien gee vir my die inligting, slim tegnologie, wonderlik nie, is nie meer mense daar by wat lui is, nee, die masjien antwoord so, jy sê vir hom presies wat fout, en hy gee vir jou presies die antwoord. Ag, dis die oplossing, ons leef in 2026, verligte jou, slim tegnologie. En die antichrist gaan daai selfde slimte, hoor ek gooi my, daai persoon het net nodig om my selfoon vir hom te gee. En aan die ander kant is die masjien besig om alles te verifieer. Is dit so? Is dit korrek? Is dit die persoon wat voor jou sit? 'n Masjien doen dit. En weet jy, ek sit daar en ek wonder aan hierdie teks wat Johannes sê, aan hierdie beeld is daar 'n gees gegee, dat hy kan praat. Ons word so gewoond gemaak aan hierdie beelde, vriende, masjiene. Hy praat al terug. Kan jy onthou, toe die eerste keer toe ons by 'n ATM gestaan het, en hier gee die masjien vir jou geld uit. En jy kan vir die masjiene jou geld ingekry, wou daai tyd. Ag, dis so, het ons lewe makliker. Slim tegnologie. Slim tegnologie. En ek wil vanmôre weer vir sê, hy gaan dit tot sy eie voordeel gebruik, en hy gaan die wêreld daar kry waar hy gaan sê, kom ons haal al hierdie dinge weg, en hy gaan vir jou merk gee nog makliker, op jou regterhand, en op jou voorkop. Stadig maar seker. Stadig maar seker, jy moet mooi kyk, word kontant uitgefaseer. Ek het jou verlede week vertel in die vakansie Bybelskooltyd, moes ek bank toe gaan en ek moes die vakansie Bybelskool se geld gaan bank. En ek maak dit mooi, ek was 4 jaar in Standard Bank en ek weet hoe die pakkies moet lyk, ek weet hoe netjies, moet ek daarvan gehou as iemand met mooi die geld netjies na my toe bring en die pakkies mooi lyk en die koppe reg is. En so doen ek dit as ek bank toe gaan. En ek sien daar sit 'n lang ry en ek sien hier's min mense en ek kom by die teller. Die persoon vra my, wil jy kontantbank? Ek sê ja, hy sê vir my, ek is baie jammer. Ek kan nie jou geld ontvang, jy moet na die masjien toe gaan, jy moet in daai ry gaan sit. Ek sê maar, hoor gou mooi, van hierdie geld is so dit ek dink nie die masjien gaan dit vat nie. Hy sê, wys dit gou vir my. Wys vir my, sê kom ek ry net al hierdie vir jou uit nou vir beter note. Gaan staan jy in daai masjien. Ek sê vir my, weet jy wat? Ek weet eers hoe die masjien werk, ek sal vir jou help. Stadig maar seker. Word kontant uitgefaseer. En ek wil dit vanmôre vir jou sê. Jy kan hom gaan naslaan. En ons staar tans daar die oë. Krypto-eenheid, 'n krypto-geldstelsel. Daar is 3 wat baie bekend is. Bitcoin is op hierdie stadium die bekendste. China gebruik is die voorloper in die wêreld as dit kom by krypto-geldeenheid. So hulle gee die pas aan. Openbaring praat baie duidelik van China en die rol van China in die eindtyd. So hulle gee die pas aan, hoor gemooi. Dit maak dit so maklik. Weet jy, jy kan nou al, jy het nie meer nodig eers om geld oor te neem of sekere betaling. Jy hoef nie eers te sukkel nie. Hoor gemooi, krypto, geldeenheid is nie fisiese geld nie. Dis nommers. En die oomblik wanneer dit in plek is, sal jy nooit weer die voorreg en hulle maak jou en my gewoon daar. Kan ek vanmôre vir jou vra, ek wil net 'n toets maak. Hoeveel van u wat hier sit? Hoeveel van u wat hier sit? Het nou in u beursie R500. Hoekom sal ek nog kontant dra? Ag nee, nou word ek geroof. Kom by die winkel. Hou net my kaart. Kom by die vulstasie. Swipe. Dis mos makliker.
Sien jy, hoe maak ons gewoon? As jy by Woolworths gaan staan, dan sal jy sommer daar sien, ek loop, ek gaan kyk. As ek hier staan en ek vertel vir jou sekere goed, gaan doen ek ondersoek. Ek gaan na winkels sodat ek sien, kaart alleen. Geen kontant, kaart. Maklikste manier van betaling. Is dit nie so nie? Ek gaan jou verwys na hierdie projek, Kokka projek. En dis 'n Zulu woord wat beteken om te betaal. En hulle het vroeg al in 2022 het hulle die inisiatief geneem, die regering, saam met die Reservebank, en hulle het gesê, ons gaan die gebruik van digitale geldeenhede en die blokketting gaan ons gebruik, ons wil dit ondersoek, ons wil kyk of die Suid-Afrikaanse finansiële sektor, of ons dit kan implementeer. En hulle het toe agtergekom, maar dis 'n wonderlike geleentheid. Hulle praat van die sentrale digitale bankgeleentheid. Ons gaan dit daar stel. Dit was 'n offisiële program gewees en hulle sê hierdie woorde, die digitale vorm van ons rand. Ons gaan dit digitaal maak. En die Reservebank het stadig maar seker van 2022 het hulle hierdie ding gekry. Hulle het iets in plek gebring wat elkeen van ons, liewe kind van die Here, verseker gaan affekteer. En niemand gaan dit vryspring nie. Niemand. Het jy al gedink, ek wil net vir jou weer 'n bietjie terugbring na die slim tegnologie toe. Het jy al gedink as die krag af is? Jy kan hoeveel geld in die bank hê? Jy kan internetbetalingsprogram hê. Het jy al gedink, as die krag afgaan, of as Absa besluit, ek noem nou maar 'n bank, of 'n handelsbank, of Standard Bank besluit, weet jy, ons gaan nou in ons masjiene werk, ons sit dit af, en jy het nou geld nodig, en jy het niks op jou nie, wat kan jy doen? Die slim tegnologie, so sit hom net af, en ons bring die volk, so afhanklik het ek en jy geword van die slim tegnologie. Maar kom ek wys vir jou. Wat kan ek en jy daaromtrent doen? Wat kan ek en jy op hierdie stadium vanmôre aan hierdie besluit wat die regering hoorgemooi geneem het? Wat kan ek en jy daarin doen? Hoorgemooi, ons gaan dit nie vryspring nie. Ek en jy kan dit vertraag. Jy besluit as kind van die Here, hoorgemooi, Here, ek gaan vir U eer en ek gaan nie deel word van hierdie plan van die regering nie. Haal die regering uit en ek wil nou vir jou ietsie wys. Nou begin ek vanmôre daar. As digitale ID so belangrik vir die regering is, en hulle het al hierdie goed al van 2022 in plek, dit moet aan die einde Desember 2026 in plek gebring word en in werking gestel word. Waarom die haas? Hoekom word al hoe meer druk op besighede geplaas? Hoekom word al hoe meer druk op jou en my geplaas? Kan ek gou vir jou net so tussen hakies sê, jy moet nooit die groot prentjie vergeet nie. Agter al hierdie dinge sit daar 'n nuwe wêreldorde. Die Bybel sê vir ons, daar gaan 'n nuwe wêreldorde en hulle druk. En hierdie nuwe wêreldorde se doelstellings is 3. 'n een wêreldregering. Hoor mooi, ons ou regeringkies is puppets in hulle hande, man. Hulle maak so nou spring. Hulle neem die besluit, die nuwe wêreldorde. Dis waarheen ons is, dis een van ons doelstellings. Een wêreld godsdiens, hoekom? Sodat die valse profeet geopenbaar kan word. Een wêreld geldstelsel, ons moet wegdoen. Wat beteken Suid-Afrikaanse rand vandag in die wêreld? Ons kyk na die euro en ons kyk na die dollar, hoor gou mooi. Eendag gaan dit net so ineenstort. Die wêreld is op pad na een wêreld geldstelsel. Jy moet dit weet. Ek wil jou waarsku vanmôre. En ons regering word maar net gebruik. Eendag word ons regering een kant toe geskuif en hulle stap in. Want agter hierdie is een wêreld, 'n wêreldregering, 'n orde, 'n wêreld, die nuwe wêreldorde. En agter dit sit die Satan.
En hy por hulle aan. Want hy wil hier die man op die toneel hê, sy naam is die Antichrist. Ek wil jou net so 'n bietjie vertel van hierdie digitale ID. Jy sien, jy kan maar gaan. Jy kan maar een gaan haal, dit lyk so mooi. Gaan wys vir mense, hoe lyk dit? Hoe lyk jou nuwe ID? Gaan wys, dit lyk mooi, nee. Jy gaan een wees wat gevang gaan wees. En die oomblik, wanneer jy daardie nuwe ID van jou digitaal gaan hê, gaan hulle presies, hoor hier woord, hulle gaan presies weet wie jy is. Maar het al dit nie al nie. Dit is jou ID, hoor gemooi. Hierdie word op 'n wêreldwye databasis geplaas. Hoor hier woord, wat permanent is, wat nooit ooit weer uitgevee kan word nie. Hulle sal presies weet wie jy is, waar jy is, wat jy doen. En die oomblik wanneer jy daai gaan haal, en hulle het jou inligting, dan kom hulle dan, kyk hulle, dit wat hulle het, hulle sit by wat hulle nie het nie, en so al hoe meer kom ons, waar ons hierdie woordjie beheer word. Hulle wil ons beheer. Hulle wil van jou en my 'n slaaf maak. Hulle wil van jou en my afhanklik van hulle maak. Hoor gemooi. Gaan jy toelaat? Gaan jy dit toelaat? So hulle gaan vir jou sê, die digitale ID is belangrik om te verseker, luister die advertensies, hulle sê dit, sodat u en my inligting korrek kan wees en op datum kan wees. Want die oomblik wanneer ek en jy daarvoor registreer, word al daardie inligting van daardie persoon opnuut deurgegee. Ek wonder waarheen. Was 'n stelsel. Was 'n stelsel. Jy vra vanmôre vir my, hoekom die digitale ID? Daar is hy. Hulle plan is, as ek registreer, begin hulle my beheer. Hulle gaan 3 dinge weet. Hulle gaan weet waar, wat en waarmee. Waar ons is. Kan ek weer die slim tegnologie al vertel? Jy kan op jou stelfoon, ag, dit is so wonderlik, weet jy, Annelie kan presies weet waar is ek, sê daar's net so 'n toepassing wat ek en sy ooreenkom, dan kan sy daarom in 'n radius van 'n paar kilometer al weet ek is daar, as ek miskien iets oorkom, as hulle my miskien soek, en ek gaan soek net in daai, sê jy werk hulle, as veiligheid, net om te beheer. Wat ons doen. Onthou wat ek nou vir jou sê, as jy by die geldstelsel kom, wat ons doen. Kan ek gou vir jou hier sê, wanneer hulle hierdie digitale ID gaan koppel aan die digitale geldstelsel, gaan hulle net weet wat ons doen, hulle gaan ook weet wat ons koop, hulle gaan ook weet waar ons koop, en hoeveel van die items koop ons. Jy moet gaan oplees. Hulle beheer ons. Ek wil vanmôre vir jou sê, liewe kind van God, jy moet 'n besluit neem, wil jy beheer word. Die enigste persoon wat my beheer is God, die Heilige Gees. En ek het besluit, en ek het daai besluit voor die Here geneem, en ek sê, Here, help my, om nie vinnig in te gee. En ek wil nie beheer word nie. Hulle gaan die digitale ID, gaan hulle verbind met die digitale geldeenheid, so hulle gaan vir jou eers die ID gee, hulle gaan jou maak, hulle gaan jou druk uitoefen, jy moet later, hulle begin, die 1 Julie 2026 is die eerste kantore oopgemaak vir die digitale ID, hulle mik vir die einde Desember, dat ek weet nie hoeveel burgers van ons land sal inkoop in hierdie, jy sien as hulle jou die digitale identiteit gaan gee, dan gaan hulle later kom, dan gaan hulle sê, weet jy wat, as jy dit makliker wil maak, nog makliker vir bank en vir geld, dan gaan al jou inligting op hierdie wees, jy het nie meer nodig vir 'n bankkaart nie.
So hulle gaan die digitale ID en die digitale geldeenheid met mekaar verbind. Elke transaksie dan. Wat jy doen, sal permanent verbind, gekoppel word aan jou ID. Ag, dis wonderlik. Dan het ek sommer rekords daarvan. Hulle gaan daar weet. Hulle gaan dit presies weet. Weet jy wat is die groot gevaar? Ek spring so 'n bietjie, my tyd, baie tyd om oor hierdie goed te praat. Weet jy wat is die groot gevaar? Jy gaan nou skrik wat ek vir jou gaan wys. Jy gaan wil dit nie hoor nie. Jy gaan vir my sê, Johan, dis nie waar nie, maar onthou my woorde vandag. Onthou my woorde, die eerste Sondag in Augustus 2026, het ek vir die gewaarsku. Ek kyk wat gaan hulle doen, wat is die groot gevaar van alles? Jy gaan alles verloor. Wat jy het. Nie nou nie, nie einde Desember nie. Nie 2027 nie. Maar ek wil vir jou waarsku, jy kan maar gaan kyk hoe word die skroef aangedraai en wat beplan hulle al van 2028 af. Want waaroor gaan dit? Hierdie dinge gaan oornag plaasvind. Jy gaan nog vanaand geld en môre, kan ek jou die woordjie wys, en ek jy staatseiendom wees. Jy gaan staatsbesit raak. Jy moet mooi hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Stadig, maar seker. Is hulle met ons daarheen op pad. Is jy gereed daarvoor? Is jy gereed? Jy moet my woorde onthou wat ek vanmôre vir jou sê. Jy moet nooit enig sê, was nie ingelig nie. Weet jy, hoe gaan hulle baie mense vang hiermee? Onkunde en omdat hulle oningelig is. Want jy sien hierdie, wat ek nou vir jou gou vinnig gaan noem, gaan hulle implementeer. Hierdie digitale geldeenheid gaan 'n maklike manier wees, so sê hulle. Hulle sê, dit gaan nie net so maklik wees, jy kan maklik betaal daar, maar daai hele stelsel gaan geprogrammeer wees. Weet jy wat beteken dit wanneer 'n masjien geprogrammeer word, wanneer 'n persoon geprogrammeer word? Het jy al gedink wat gaan gebeur as die staat beheer oor jou en my gaan, waar dat 'n kommunistiese stelsel manier is? Het jy al gedink wat is die implikasies daarvan? Hoe gaan hulle jou beheer? Hoe gaan hulle my beheer? Hoe wil hulle ons beheer? En ek wil jou vertel hoe. Hulle gaan 'n geldstelsel daar plaas, digitaal, met 'n vervaldatum daarop. Het jy gedink dat geld vervaldatums kan op hê? Het jy dit geweet? Maak vir my so of maak vir my so. As ek jy staatseiendom is, ek gaan nou 'n voorbeeld neem. Dink nou aan SASSA. Hulle wat SASSA ontvang, hoeveel miljoene gaan hulle vang hiermee? Hulle gaan vir hulle sê, weet jy wat, ek weet nie wat is SASSA se toelaag nie, maar ek gaan nou net 'n bedrag noem. Sê nou maar is R2000. Ek kry nou R2000 in kontant. Maar ons gaan vir jou eerder 5000 aanbied. Dit gaan nie meer kontant wees nie, maar dit gaan in jou rekening wees. En jy het 5000 wat jy hierdie maand kan gebruik. Jy kan dit nie spaar nie. So hierdie maand het jy 5000 en as jy die 5000 gebruik nie, jy het 'n vervaldatum, dan verval dit. En volgende maand kry jy weer 5000. Skokkend om daar te dink, nie? Hoeveel mense gaan daar verval? Ek kry nou 5 in plaas van R2000. Ag, dit klink goed, nie? Maar gemooi die geldeenheid wat hulle gaan inbring, gaan 'n vervaldatum op hê. Jy kan niks van daardie geld enigstens spaar nie. Elke transaksie wat ek hier gaan doen,
word nagesmeer. Permanent gaan dit op 'n datastelsel geplaas word. Dit gaan daar aangeteken word. Hulle gaan weet, wat koop jy? Hulle gaan kyk, hoeveel van daai produk koop jy? En waar koop ons? Wat beteken dit? Beheer. Ek vra vanmôre weer vir jou, wil jy beheer word? Waaroor gaan hierdie hele stelsel wat die anti-kris wil beheer oor sy bewoners hê? En dit om vir die anti-kris maklik te maak, begin hulle al met hierdie voorlopers. Want hulle brein spoel die mens. Hoor gou mooi, hulle sal verwonderd agter hom aanloop. Wow. Wanneer loop jy verwonderd agter iemand aan? Ek wil amper sê, jy moet breinloos wees. Jy moet so vasgevang wees, hy loop so agter hom aan. Hoe het hulle dit reg gekry? Deur al hierdie dinge stadig maar seker. En hulle maak van jou en my slawe. Die vraag, en nou baie vraag, die vraag wat eintlik gevra moet word, maar wat nie gevra word nie. As jy na al hierdie advertensies luister, en jy luister na al hierdie dinge, waaroor hulle praat en wat hulle reg maak vir die wêreld, nie net vir ons land nie, vir die wêreld. Die vraag wat nie gevra word nie, is hierdie vraag. Wie is in beheer van hierdie bose plan? Wie sit agter die digitale ID? Wie sit agter hierdie digitale geld? Wie sit agter alles? Iemand moet agter dit sit. Wie sit agter dit? Het jy al daaraan gedink? Kan ek vanmôre vir jou wys? Agter alles sit die Satan. Sit die verleier. Die duiwel. Hy is die verleier. Die Bybel noem hom, en hy maak so die pad vir die anti-kris oop. Sien, God se woord sê dat die anti-kris moet op die toneel kom. Ek het vanmôre vir jou gelees. Hy sorg stadig maar seker. Ek onthou toe ek in die laerskool was, dan was dit altyd so groot voorreg, altyd gewens, jy word gevra om net hierdie kant van die verhoog te staan en die gordyn so oop te skuif. Daai tyd was daar, jy het daai katrol gehad, nog nie daai katrol gehad wat jy die gordyn oop skuif vir die verhoog nie. Onthou jy dit? Jy het hom so met 'n tou getrek. Ag, as my net kan vra, hoor gou mooi, stadig maar seker word die gordyn se verhoog, die verhoog se gordyn so oop geskuif. Juffrou sê, skuif hom, trek hom. Hy moet heeltemal oop gaan dat hulle die verhoog mooi kan sien. Weet jy wat doen ek met u? Weet jy wat doen ek met die gemeente? Ek trek Sondag vir Sondag die gordyn vir jou net groter oop. Want op hierdie verhoog moet die anti-kris ingestap kom. En ek wil vanmôre vir jou sê, hy gaan sy verskyning maak. Die tyd was nog nooit so ryp vir die anti-kris soos nou om oor te neem. Die wêreld is gereed daarvoor. Ek weet nie of jy gereed is. En sy verskyning gaan beheer daarvoor bring. Dit gaan gepaard met beheer. Dit gaan gepaard met 'n kontantlose stelsel. Dit moet aan werking kom, sodat hy kan kom. Wêreld, is jy gereed daarvoor? Wat leer God se woord vir jou? En ek het vanmôre vir jou gelees. Kontant moet weggaan. Hulle moet 'n plaatsvervanger die digitale ID inbring. Op die ou einde moet hulle digitale geldstelsel inbring. My rand en jou rand en 10 rand gaan nie meer. Hoor gou mooi, jy moet maar dophou die drie dinge wat hulle gebruik van Bitcoin af gaan kyk. Wat sê hulle? Hulle sê op hierdie stadium is die veiligste geldeenheid Bitcoin. Hou maar 'n bietjie dop die aande op die nuus, wat sê hulle daarvan? Luister. Ek wil weer sê dat al hierdie is voorlopers daarheen.
Die anti-kris moet geopenbaar word, sê die Bybel. Ek wil hierdie gemeente vanmôre in die oë kyk en ek wil vir jou sê, ek wil altyd eerlik met jou wees. Miskien hou jy nie daarvan nie. Dit pla my nie, of jy daarvan hou of nie. As ek vanaand in die kamer kom en ek gaan op my knie en ek sê, Here, vandag was u dag, vandag het ek die voorreg gehad om die woord te deel, dan wil ek voor u eerlik staan en sê, ek het niks weerhou van die gemeente nie. Ek wil die bal in jou hande plaas. En ek wil vanmôre vir jou vra, die verantwoordelikheid vir jou kom gee en sê, wat gaan jy in die lig van dit wat jy hoor, wat gaan jy daaromtrent doen? Gaan jy maar saam in die stroom? Gaan jy maar saam? Ag, almal doen dit. Johan, jy is 'n bietjie agter. Maak nie saak nie. Ek het 'n besluit geneem en gesê, Here, ek sal dit teestaan so lank en so ver dit moontlik is. Ek gaan nie slaaf wees nie. Ek gaan nie beheer word nie. Ek het die besluit geneem, wat gaan jy besluit? Jy moet daai besluit voor die Here neem. En met daai besluit moet jy bly, al kom die druk hoe erg, dan bly jy by dit wat jy vir die Here gesê het, want jy wandel voor hom, en hy het gesê, dis vir my wonderlik, dan sê ek, Here, dankie vir al u beloftes, as ek so voorberei, en ek dink aan familie, en ek dink aan vriende, dan moet ek vir u sê, hier binnekant, ek raak vreesbevange, en as ek moet weet, hulle bly agter, as ek weet, hulle lewens met die Here is nie reg nie, en ek dink, dit wat hulle wag, is verskriklik. Ek wil vir u sê, ek verduidelik jou maar bietjie. Dis 'n verskriklike tyd vir daardie persoon wat gaan agterbly wat vir hom of haar gaan wag. Ek wil vanmôre vir jou vra, is jy op datum met die Here? Is jy op datum? As Jesus nou moet kom, as die bruid van die Here Jesus nou weggeneem moet word, sal jy saamgaan? Sal jy? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ek hierdie waarhede vanmôre met hierdie gemeente kon deel. Here, ek wil soos daardie wagter op die muur, wil ek wees. Ek wil die basuin blaas, hard blaas. Die wagter op die muur se taak is om te waarsku, om die basuin te blaas. En ek wil dit doen, Here. Die koms is naby. Die wêreld is reg vir 'n nuwe leier om oor te neem. Help ons, dat dit nie sal wees met ons, soos wat gelees word in Matteus 25 en middernag, toe die wêreld op die donkerste oomblik was daar 'n geroep. Here, dis donker in die wêreld, daar's geen hoop. Geen hoop. Mense is moedeloos, mense is uitgeput, Here. Geen antwoorde. Oorlog, hongersnood. Middernag. Die woord in middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom. Gaan uit om te gemoed. Help vir ons dat ons wederkoms verwagting sal wees. Enige oomblik sal daar die basuin blaas. Jesus sal roep en sê, kom op hierheen. Dat ons gereed sal wees. Dankie dat ek dit vanmôre kan vra. Here, help ons as gemeente om waaksaam te wees en waaksaam te lewe. En nie oop oë in die gevaar sal instap, Here. Heilige Gees van God, kom met daai sagte stemmetjie van U. Waarsku hier binnekant. U sê nie van nie deur die pen van Paulus dat ons met die duiwel se planne goed bekend moet wees nie, Here. Hy gebruik maniere.
gebruikmanier, hy maak dit so mooi. Geef vir ons onderskeiding, Here. Dat ons sal weet wat is, nie net reg en verkeerd nie, maar wat is reg en die skyn van reg. Geef ons daai onderskeiding, Here. Ag, ek vertrou U, en wees U die naprediker van die woord. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.